gedink ek sal so vinnig weer hier wees nie. Maar hier is ek en ek prys die Here daarvoor. En die wat my nie ken nie, my naam is Johnny Jan. Ek het 'n bediening in die arbeidswêreld. Ek gaan na maatskappye toe, want die werksplek behoort ook aan God. Dit behoort nie aan die duiwel nie. Daar is baie mense in die werksplek wat glad nie kerk toe gaan nie, en mense wat glad nie die evangelie ken nie. Weet jy, as ek een diens hou, dan is dit die eerste keer wat hulle die woord hoor. En God gebruik my so. Weet jy, ons het nou so pas 'n lied gesing. Hoe wonderbaar is God. Ons dien 'n God van wonders, né? Hy verander 'n mens se lewe. En dis net hy wat dit kan doen. En dis die rede hoekom ek hier staan. En dis die rede hoekom ek vir u vanmôre kan groet in die wonderlike naam van Jesus Christus. Want alle eer en alle lof kom aan hom toe. Hy alleen is God. So ek was 'n treindrywer vir 20 jaar. Jy weet, ou Pieter is nou die tweede man wat ek ontmoet wat 'n trein sy voet afgetrap het. Hy is Pieter, nee. Ja, en trein het sy voet afgetrap. Maar ek was in Germiston gestasioneer en daar was 'n man met die naam van Johan Smal. Hy het met sy eie trein sy eie voet afgetrap. Nou baie mense wonder, maar hoe doen jy dit? Hy het daar by Langlaagte uitgetrek en oor die kruising gegaan, en toe hy sy trein so oor die kruising gaan, toe gaan die helfte van die trein los, en dan as die vacuumpyp breek, dan gaan daar atmosferiese lug aan en slaan die remme aan. En hy het nie geweet wat gaan aan nie, en hy stap toe terug. En toe hy daar kom, toe sien hy maar die buffers het oopgegaan, hulle was nie mooi gesluit. En toe vat hy die laaste pyp van die gedeelte wat voor is, en daar's 'n yster ding, hy lyk net soos 'n baba se dummy. Ons noem dit ook 'n dummy. Dan druk hy die pyp op die dummy en dan suig die vacuumpomp nou weer die lug uit, dan kom die remme los. Wat hy vergeet het, is om die elektriese lokomotiewe se strykeer, die remme aan te sit. En toe hy daai pyp op die dummy sit, toe kom die remme los en die trein begin toe agteruit te loop, want dit is 'n opdraande. En hy spring toe tussen die twee trokke in, om die pyp te breek, sodat die remme moet aangaan, maar sy voet beland onder die wiele van die trok, en hy trap een van sy voete af. En daai tyd toe kom daar 'n lied uit, Footloose. Weet jy of jy dit kan onthou? Toe kry hy die bynaam van Footloose. Maar weet jy, in daai tydperk kom ek op tot bekering, en die Here raak my lewe soveel aan, dat ek besef het dat ek kan nie meer vir hom sê Footloose nie. Want hy is God se skepping, ek moet nie my verlekker in sy val nie, in sy seer nie. En ek het na hom toe gegaan en gevra, wat is jou naam? Hy vertel my toe Johan Smal. En van daai dag af word hy Johan vir my. Hoekom? Want hy is God se skepsel, geskape deur sy hande. Ek wil graag 'n getuienis wees vir die Here. Jy weet mense, wat ek vanmôre vir jou sê, dit help tog nie om te sê ons dien 'n God van wonders, maar die wonders het nie in jou en deur jou gebeur. Ek wil vanmôre vir jou inspireer deur sy woord, dat jy sal besin oor jou lewe. Ons lewe in gevaarlike en ernstige tye, wanneer die Here Jesus gaan terugkom en dit gaan skielik gebeur. En weet jy dat die Bybel sê dat die meerderheid van mense is op pad na 'n ewige hel, omdat hulle nie hulle lewens in verhouding met hom kom nie, my vriende. Jy weet, ek kan vanmôre vir jou my selfoon wys. En ek kan die mooiste, die beste foon op die mark kry. Maar as hy nie 'n SIM-kaart in het nie, dan beteken hy niks, né? Ek weet, ek kan nie tussen die banke inloop en sê, kyk my foon, ek my foon.
Weet jy hierdie ding, maar hierdie ding kan baie dinge doen hierdie. Totdat 'n ou vir my sê, hoorie so ek moet gou 'n oproep maak. As ek nie, hy kan nie bel nie, want die simkaart beteken niks, né? Daar moet kontak wees. Daar moet kontak tussen ons en God wees. Weet baie mense, hulle blaf ander mense. Dit lyk of hulle kontak het, maar hulle het nie kontak. Jy kan dit baie duidelik sien in hulle lewens. As God jou aangeraak het, is jy nooit weer dieselfde. Ek wil jou vanmôre inspireer deur sy woord. As jy 'n Bybel saam met jou gedruk, maak hom oop by Markus hoofstuk 5. Markus hoofstuk 5. As jy nie 'n Bybel het nie, sit dit langs 'n Christen, hulle sal vir jou help. Ons hou daarvan om ons Bybels te deel, jy weet. En dit is altyd lekker as jy jou eie Bybel deurwerk. Jy weet, want jy loop 'n pad deur daai Bybel. En as ek 'n ander ou se Bybel vat, verdwaal ek. Sy psalms lees nie dieselfde as myne nie. Hoekom? Want in my Bybel het ek 'n pad saam met die Here geloop, maar die Here het vir my merke gegee in hierdie Bybel en ek het hulle onderstreep. En ek het gewys in die tye van my storms, in die tye van my swaarkheid, in die tye toe ek daar in die visrivier 'n hartaanval gekry het ek merke gemaak in my Bybel. En ek loop met daai Bybel op pad. En ek weet dis myne, want God het vir my gegee. En ek het die Bybel so lief. Ek wil vir jou inspireer, man. Tel jou Bybel op. Loop saam met Jesus op pad. En jy sal sien hoe dinge verander. Jy weet, ons begeer dat ons dorp moet verander, nee. God moet hierdie sallies op aanraak. Enigste manier is, as jy dit begin leef, wat in hierdie Bybel staan, gaan daar verandering kom. Dit moet verander. Hoekom? Want die woord is kragtig. Daar's niemand wat teenstand teen die woord kan bied nie. As God in sy hart werk, vou hy. Hulle sê, hoe goed. Ek het dit met my eie oë gesien. My vriende, kom ons bid saam, ons vra die seën van die Here vanmôre. En die Bybel sê, as net 2 mense saamstem in gebed, dan sal dit so wees. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons om met die lewende God te kan praat. Dat ons voor U voete alles kan bring. Here, dat ons by U kan kom pleit vanmôre, of vir ons net vanmôre kom leegskit, Here, soos 'n sak mielies, en kom vul ons net weer opnuut. Here, ons het dit so nodig. Ons het 'n vars uitstorting van U Gees nodig. Wat ons verstaan so min. Ons het wysheid nodig. Ons het geloof en vertroue in U nodig. Here God, ons leef in 'n land wat so goddeloos geraak het. U het tog vir ons gesê, dit sal word soos in die tye van Noag. Dit sal word soos in die tye van Lot. Ons sien dit voor ons eie oë. Ons sien hoe mense vermoor word. Sien hoe vrouens verkragt word. Ons sien hoe die reëls en die wette van die land net eenvoudig vermy word. En ons sien hierdie leuns van hoër gesag. Ons sien die verspoelings, die storms, die orkane, die aardbewings. Here, maak ons oë oop. Maak ons ore oop, dat ons kan hoor. Ek vra vanmôre, Here, hier is nog 'n geleentheid, wat ons kan regmaak met God. Dat ons in lyn met U kan kom. Here, dis U woord. Ons vra asseblief, kom wees
werksaam deur die Gees en beweeg van sitplek tot sitplek. En Here, elkeen wat hy vanmôre kerk toe gekom het, wat net eenvoudig daar in die bed bly lê het, net eenvoudig besluit het ek gaan 'n dag afvat. Here, laat hulle bekommerd raak. Laat hulle onrustig raak. Want die beste plek is vanmôre hier. Want U sê, wat 2 of 3 in die naam vergader, daar sal U wees. Spreek dan tot ons, Here, en gee vir ons 'n leerbare gees, 'n aanvanklike hart en 'n verstand wat helder van begrip is. Help ons om die toepassings te kan maak en mag ons U verheerlik met alles wat gesê en gedoen word, want U is dit waardig. In Jesus naam. Amen. Ek wil graag vir ons lees uit Markus hoofstuk 5. Markus hoofstuk 5. En ek lees daar van vers 1 af. Hy is toch al 'n redelike lang gedeelte, maar ek wil lees van 1 tot 20, want dit is baie belangrik, want baie mense het al so 'n stukkie van hom gelees en ander net oorgevee, jy weet. En dit is belangrik dat ons maar die hele konteks van hierdie gedeelte kan raak sien. En daar staan, en hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadareners. En toe hy uit die skuit gaan, kom daar dadelik uit die grafte hom tegemoet 'n man met 'n onreine gees, wat sy verblyf in die grafte gehad het, en niemand kon selfs met kettinge ombind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettinge gebind, en die kettinge is deur hom uitmekaar geruk, en die voetboeie stukkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd, nag en dag, het hy aangehou om te skreeu op die berge en in die grafte, en homself met klippe stukkend geslaan. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer, en skreeu met 'n groot stem en sê, wat het ek met U te doen, Jesus, Seun van die Allerhoogste God? Ek besweer U by God om my nie te pynig nie. Want hy het vir hom gesê, onreine gees, gaan uit die man uit. En hy vra hom, wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Toe smeek hy hom dringend, om hulle nie uit die land uit weg te stuur nie. En daar teen die berg het 'n groot trop varke gewy. En al die duiwels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. En Jesus het hulle dit dadelik toegelaat, en die onreine gees het uitgegaan en in die varke gevaar, en die trop, daar was omtrent 2000, het van die kraans af in die see gestorm en in die see verdrink. En die wagters van die varke het gevlug en dit in die stad, in die buitewyke vertel, en hulle het uitgekom om te sien wat daar gebeur het. Toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit, gekleed en by sy verstand. Die een wat die legioen gehad het, en hulle was bevrees. Die wat dit gesien het, vertel toe aan hulle hoe dit met die besetene gegaan het, en ook van die varke. En hulle het hom begin smeek om weg te gaan uit hulle gebied. En toe hy in die skuit klim, het die man wat van die duiwels besete gewees het, hom gesmeek om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, ga na die huis, na jou mense toe, en vertel hulle, wat 'n groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. En hy het weggegaan, en in Decapolis begin verkondig, wat 'n groot dinge Jesus aan hom gedoen het, en almal was verwonderd.
Ek wil graag net tot sover vir ons lees. Daar was 'n man met die naam van Jakob Koshi. Hy het in Singapore groot geword en hy het vir homself gesê hy wil graag 'n sukses van sy lewe maak en hy het regtig baie hard gewerk om daarvan 'n sukses te maak, maar sukses vir hom was geld geweest. So hy het die geld nagejaag en alles in sy vermoë en hy was ook suksesvol geweest. Hy het een van die groot besigheidsmanne geword. Maar dit was nog nie genoeg nie. Toe raak hy betrokke by die ondergrondse beweging. En hy word uiteindelik die meesterbrein van die internasionale smokkelary van verdowingsmiddels. En in 1980 toe arresteer hulle hom en hulle gooi hom in die rehabilitasiegevangenis van Singapore. En al sy drome en al sy planne was saam met hom daar in die gevangenis toegesluit, opgesluit. Dit het vir hom gevoel of die lewe het geëindig. Maar hy was 'n roker ook geweest, maar die gevangenis was rook verbode. En hy het besluit om 'n tabak te smokkel in die gevangenis. En hy het tabak gesmokkel en hy het 'n Bybel gekry en hy het die bladsye van die Bybel gevat en vir hom in die aand wanneer almal slaap vir hom sigarette gedraai en gerook. En een aand het hy vir hom 'n sigaret gedraai uit die Bybel uit en hy het hom gerook, maar hy het aan die slaap geraak. En terwyl hy so aan die slaap geraak het, het hy in die middel van die nag iewers wakker geword en toe merk hy op dat hierdie sigaret is nog tussen sy vingers en het dood gegaan en al wat oorgebly het is die stukkie papier wat tussen sy vingers was. Hy het dit uitgehaal en oopgerol en die enigste woorde wat hy daar kon oplees was: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Die woorde het so by hom ingesink en hy het nie geweet waaroor dit gaan nie. En hy het die volgende môre vir hulle gevra of hy net 'n ander Bybel kan kry. En hy het 'n ander Bybel gekry en hy het die hele verhaal van Paulus gelees. En hy kom by homself en sê: as God 'n man soos Paulus kan red, dan kan God my ook red. En daai aand in die sel het Jakob Koshi daar op sy knieë geval en soos 'n baba gehuil voor God en al die leuns en bedrog en sonde van sy lewe uitgestort voor God. En die Here Jesus red vir Jakob Koshi daar in die gevangenis. En toe hy uiteindelik vrygestel is, het hy by 'n kerk aangesluit en hy het uiteindelik 'n sendeling geword in die verre ooste en hy is tot vandag toe nog 'n sendeling. Dis eintlik werklik ondenkbaar en onbeskryflik dat 'n man wat die Bybel gerook het, uiteindelik God se boodskapdraer geword het, né? Ou mens kan nie aan die goed dink nie. Jy kan nie by jouself dink dat dit moontlik is nie. Maar dis waar. Want dis wat Jesus gedoen het in sy lewe. Ek wil vanmôre met jou praat oor die tema ondenkbaar, onbeskryflik, tog waar. Want dit is eintlik wat gebeur met alle mense ook in ons tydperk. Dat 'n mens so diep in die sonde kan inval en dit is net Christus wat 'n mens daaruit kan haal. En jou hele lewe omkeer dat jy vir hom 'n boodskapdraer word. En ons lees ook van so 'n man hier in Markus 5 wat vol bose geeste was. En
En sy omstandighede was onmoontlike omstandighede. Ondenkbaar en onbeskryflik groot. Maar tog was dit ook waar dat Jesus hom gered het. Ek is oortuig in my hart, as jy werklik gered is, gewas in die bloed van Christus, dan jou hele lewe omgekeer. En jy word 'n boodskap dra vir God. Ek moet eendag my getuienis hier kom gee, so 40 minute lank. En ek by my byna was stilte gewees. Ek het groot geword daar in Limburg Weeshuis. En ek het goddeloos gelewe, want ek gevoel die lewe skuld my. Alkoholist geword, 2 mislukte huwelike gehad, in 'n 3 slaapkamer huis gebly, met 'n slaapsak en 'n hi-fi en gordyne voor die vensters. En ek eintlik my vrou ontmoet en ons het net saam gebly. Maar dit was eintlik ondenkbaar en onbeskryflik dat God my sal kom red. Want ek het nie eens aan gedink. Net deur 'n klein bandjie wat my vrou in my hand gedruk het een aand. En dan daai bandjie praat God in my. Keer my hele lewe om. Ek wil vir jou sê, dis die waarheid van my lewe. En God het dit gedoen vir 'n doel. Hy red jou nie net dat jy sit in die kerk. Hy red jou nie net om maar 'n gemaklike plek te vind en dan te wag dat hy moet kom. Hy red jou vir 'n doel. Nou, net so lees ons hier in Markus 5 van so 'n man. En ek wil hê dat ek en jy net saam met hierdie besete man se lewe sal gaan loop. En ons moet dit gaan meet in ons eie lewe en ons moet onsself toets aan die woord van God, my vriende. Moenie daar sit en net sê dit was 'n mooi boodskap nie, maar toets jouself. Moenie dink aan jou buurman nie, moenie dink aan jou skoonsister of jou skoonmoeder nie. Nee, dink aan jouself vanmôre, want jy het aangemeld vanmôre hier in die kerk en vir God in werklikheid gesê, kom skil af wat nie soos Jesus lyk nie. Maar dis wat moet gebeur. My vriende, elke keer as ons onder die geklank van God se woord kom, moet daar verandering in ons plaasvind. Want jy kan nie anders nie. My vriende, ek is al 40 jaar op sy pad. En weet jy wat merk ek op? Dat baie mense bely dat hulle Jesus aangeneem het. Maar hulle lewens toon dit nie. Dit lyk eintlik of Jesus 'n halwe werk gedoen het. En hy doen nie halwe werk. As hy jou aangeraak het, is jy nooit weer dieselfde. Nou ek wil net 3 gedagtes met jou los. En ek wil hê jy moet jouself meedaan. Want dis die realiteit waarin ons leef. Die eerste gedagte wat ek vir jou wil gee is, in hierdie gedeelte is ondenkbaar sy omstandighede wat ook in ons dag 'n realiteit is. Wat ook in ons dag 'n realiteit is. Jy weet, die Bybel maak dit vir ons baie duidelik van hierdie man se omstandighede. Hy het tussen die grafte gebly. Hy was vol bose geeste gewees wat sy lewe beheer het. En ek dink dit is omtrent die ergste wat met 'n mens kan gebeur, wanneer jy nie meer in beheer is van jou lewe nie. En hierdie man het daar tussen die grafte gebly. Hy was 'n baie eensame mens. Hy was 'n baie ongelukkige mens. Dis hoekom hy daar tussen die grafte en tussen die berge elke nag en dag uitgeroep het. Hy het in werklikheid gesoek na die sin van die lewe. Sy omstandighede was verskriklik geweest. En wie al wat die mense van Gadara hom kon
aanbied, was kettinge om hom vas te maak en boeie om sy voete te sit, maar die man was so sterk geweest, hy het alles gebreek, want dit was nie die antwoord vir sy lewe nie. Die realiteit is dat ons leef in 'n tydperk wanneer baie mense ook nie meer beheer oor hulle eie lewens het nie. Want jy sien dit baie duidelik. My vriende, het jy al gesien as mense vol verdowingsmiddels is? Het jy al gesien as 'n mens homself oorgegee het aan alkohol? Het jy al gesien as 'n mens homself oorgegee het aan sy sondige bestaan? Dis byna onmoontlik om hom daaruit te haal. Maar dis die omstandighede waarin ons mense leef. Weet jy hoeveel mense is heiliglik leef op straat? Hulle het geen ander uitkomste nie. Hulle leef maar so. Ons eie mense praat ek van. Maar wie wat maak ons kerk? Ons kyk maar ander pad toe, jy weet. Ons noem hulle kospakkie mense. Hulle is net aan die verbygaan, jy weet. Ons gee vir hulle kos en dis dit. My vriende, ons moet by 'n plek uitkom waar ons besef die nood wat om ons aan die gang is. Hierdie man het geweldige nood gehad en al wat hulle hom aanbied is kettinge en boeie. Ek wonder of ons nie die mense om ons opmaak met ons eie reëls en wette probeer boei nie. In plaas daarvan om die waarheid aan hulle te verkondig. Jy sien, sy omstandighede was ondenkbaar. My vriende, as jy die ou op die straat ontmoet gesels met hom, en jy sal sien hoe ondenkbaar is hulle omstandighede. Hy het 'n storie om te vertel. Jy weet, daar's plekke soos Moegesukkel, wat geweldig baie mense help. Hulle steek 'n arm uit. My vriende, ek wil nou vir jou sê, ons mense sit in nood, op straat, werkloos. Gesinne is uit mekaar uitgeruk. Ek het in Standerton gaan preek, ek het 2 dienste daar en toe ek nou uitry, toe loop daar 'n seun oor die pad. Hy lyk soos my seun. En ek kyk nogal vir hom en ek sien maar hy lyk gehavend, joh. Maar hy lyk soos my seun. En ek dink Josbel, dis onmoontlik, hoe kan hy 'n dubbel hê, jy weet? En ek toe die robot nou groen gaan, toe ry ek maar die Here sê vir my in my hart, sê maar, dit was jou seun, wat sou jy gedoen het? Ek het net daar omgedraai, teruggery, en ek het langsom gaan stilhou, en toe merk ek dat die seun huil. Die trane loop nie. Maak die venster oop, ek sê, seun, wat is verkeerd? Hy sê, oom, as oom net vir my iets kan koop om te eet. Ek het 3 dae laas geëet, oom. Ek sê, klim in. Ek vat hom Hoopie toe. Ek bestel hom die grootste ete in die Hoopie. En hy deel sy storie met my. En ek vra hom wat sy naam. Hy sê sy naam is Wayne. My seun se naam is Wayne. Ek het hom die evangelie gedeel met hom. Ek het hom tot 'n Bybeltjie en 'n boekie gegee. Al ek jy vertel, ons stap by baie mense so verby. En ons besef nie die geweldige omstandighede waarin hulle verkeer. Dis net ondenkbaar. Dis tyd dat ons as kerk 'n verskil gaan maak. Al is dit net 'n klein bietjie. Dit gaan 'n positiewe invloed op iemand se lewe hê. Moenie vir hom reëls gee.
te gee. Spreek sy nood aan. Want dis wat moet gebeur. Dis waarom God vir ons 'n kerk gegee het. Dis waarom hy ons noem die kerk. Want ons sien die antwoord. Ons weet dat Jesus is die enigste antwoord vir alle mense. En net hy kan alle mense verander. Maar ek en jy moet die saad saai, sonder om hulle te veroordeel. Want die oordeel sal. My vriende, ek en jy is nie God. Ons is mense, net soos hy. Wie wat ek agterkom, hulle huil ook net soos ons. Hulle verlang ook net soos ons. Hulle soek ook liefde. Ek wil vir jou vandag inspireer. Hierdie man se omstandighede was ondenkbaar. En ander mense buite die kerk se omstandighede is ook ondenkbaar. Maar dis die realiteit van ons dag. Maar die tweede gedagte wat ek jou met hier raak sien, is die onbeskryflike genade van die man se redding. As 'n mens net so ligtelik daaroor lees kan, sink dit nie by jou in nie. Maar as jy dit oor en oor lees en jy bekyk dit regtig met 'n ernstige hart, dan sien jy eintlik was dit onbeskryflike genade wat God aan hom gegee het. Dink nou net sy omstandighede hoe haglik dit was. Dat hy nag en dag uitgeroep het en het gesoek vir die sin van die lewe. Want dit is al wat mense wil hê, is die sin van die lewe. Ek weet hoe ek gevoel het, toe ek ver van God af was. Ek het so gesoek na die sin van die lewe. En Jesus is die sin. En hier kom Jesus. Weet jy, niemand het hierdie man se dood regtig gehoor. Maar Jesus hy het gesien. Hy het sin toe gevang met sy disippels. En toe hy aan wal gaan, toe sien die man hom. En hy hardloop en hy val voor Jesus neer. Want daar was demone wat sy lewe beset het. En hulle spreek tot Jesus. Weet jy, hulle doen 'n belydenis wie Jesus is. Die seun van die almagtige God. Hulle doen 'n belydenis wat baie mense nie eens doen. Ek en jy moet op daai punt kom dat ek en jy ook besef wie Jesus werklik is. Weet jy, dat mense weet nie dat hy God is nie. Hy het vlees geword en onder ons kom woon. Weet jy hierdie ding dat mense vir hom sê, Papa, hy is nie Papa nie. Hy is God, hy is Vader. Maar hy is nie Papa nie. Jy kan nie aftrek na ons vlag toe nie. My pa was Papa. En hy was 'n dronkaard. Hy het perreisies gespeel. Dol. Dis waarom ons in die wesies is. Nee, hy is God, Vader. In die Ou Testament was hy Jahwe. Hy was nooit Vader in die Ou Testament. Maar in die Nuwe Testament het hy ons Vader geword. Is dit nie wonderlik? Ek en jy moet by daai punt kom dat ons die respek het vir hom, soos wat hierdie demone gehad het. Hulle bely dit. En dan spreek Jesus met hulle om uit hierdie man te gaan, hierdie onreine gees. En dan vra hy, wat is jou naam? Hy sê Legio, want ons is baie. Wie 'n legioen van Romeinse soldate was tussen 5000 en 6000 soldate. Dis wat in hierdie man geleef het. Aan die dag sê 'n man vir my, dis eintlik onmoontlik. Ek sê nie as die Bybel so sê, dan is dit so. Niemand kan dit verander nie. Dis wat binne hom geleef het. En dan smeek hulle doen 'n gebed. Hulle smeek Jesus om hulle nie uit die land uit te verdryf nie. Hulle vra
2000 varke daar gewy. En Jesus dryf hulle in die varke in, hulle stop in die see. In vers 15 staan daar, toe die mense van Gadara uitkom, want die wagters het gevlug toe hulle sien wat hier gebeur. Hulle het nie geweet wat aangaan nie, en toe hardloop hulle na die stad toe, en hulle het vir die mense vertel, en toe die mense uitkom, vind hulle hier die man van Gadara, die besetene, hy is gekleed, en met sy volle verstand, hy is gered, verlos, en hy was Jesus se getuie. My vriende, as God 'n man aanraak, is jy nooit weer dieselfde. Hierdie man het onbeskryflike genade ontvang en is verlos, vrygemaak van die sonde. Is dit nie wonderlik? My vriende, as jy vanmôre bely dat Jesus jou aangeraak het, dan moet jy vry wees van die sonde. Paulus sê, ons moet klaarmaak met die sonde. Hierdie ding dat mense nog 'n sigaretjie opstoot hier buite aan die kerk en 'n doppie maak, dis nonsens. Dis nou tyd dat ons regmaak om Jesus te ontmoet. Die vuil taal. Weet jy, ek ontmoet swart mense. Hulle kan nie 'n woord Afrikaans praat, maar hulle vroeg Afrikaans. Waar hoor hulle dit? By ons mense. As jy kwaad word, wat kom uit jou? Ek meen as jy die lewe jou skik, wat kom uit jou? My vriende, ons moet eerlik met ons wees. Ons moet eerlik met onsself wees, ons moet eerlik met God wees. Is tyd dat ons regmaak. Nie meer speel nie. Nie met godsdienst speel nie. Vra hom om jou innerlik aan te raak en skoon te maak. Dan word jy anders. Jy praat anders, jy leef anders. Want iets gebeur het. Skielik is jy sommer al beter gekleed, né? Dis nou 'n ander saak daai. Ek meen, het jy al gesien met trek die vrouens aan vandag? Né? En my vriende, dis nie God se wil. God wil hê dat ons oordentlik geteken moet wees. God se wil is dat ek en jy ook oordentlik sal lewe. En ons moet in goeie geselskap wees. Ons moet nie meng met die slegte geselskap nie. Meng met die seels as wat die varke jou opvreet, my vriende. Dis 'n werklikheid. Maar hier het Jesus die man aangeraak. En baie van ons tyd is 'n realiteit in ons dag, dat baie mense ook onbeskryflike genade ontvang. En ek en jy mag nie daarmee mors nie. Moenie daarmee mors nie. Jesus het sy lewe gegee en sy bloed het gevloei, dat ek en jy onbeskryflike genade kan ontvang. Is dit nie wonderlik? My vriende, dit is so wonderlik. Wie is die hoogste vorm van geluk? Dit kom net van bo, Makarios. En jy kry vrede wat alle verstand te boven gaan. Jy vrees nie meer, maar jy vrees wel God. En jy lewe in die vrees vir die Here, want jy weet wie hy werklik is. Nee? So ek wil jou inspireer. Moenie met sy genade mors. Maar daar's 'n derde gedagte wat ek wil hê jy moet sien. Weet jy dat verwerping is 'n realiteit ook in ons dag. Ek weet, toe die mense nou uitkom van Gadara en hulle merk op wat met hierdie besete man gebeur het, hulle behoort eintlik te loof en prys en daar te dans voor die Here Jesus, want hy het hulle probleem opgelos, want hy was 'n gevaar vir die samelewing, hy was vir hulle probleem gewees en hulle het in vrese vir hom gelewe, en hier kom Jesus en hy vat die probleem weg.
Maar weet jy wat sê hulle vir hom? Hulle smeek dat hy uit hulle gebied moet weggaan. Weet jy dat in die Nuwe Testament word hierdie woord vir weggaan net 2 keer gebruik, net 2 keer. Die een keer in Lukas 5 toe hulle daai groot visvangs gehad het, toe kom Petrus en hy val voor Jesus se knieë neer en hy sê, Here, gaan weg van my af, ek is 'n sondige mens. Wat hy eintlik bedoel het, is dat ek het U nodig. Maar hier in Markus 5 sê hulle gaan weg, ons het jou nie nodig nie. Hulle verwerp hom totaal en al. En Jesus het weggegaan. Weet jy, in ons dag, baie mense doen presies dieselfde. Gaan praat met mense, met familie en vriende, oor Here Jesus, as jy hoor wat hulle vir jou sê. Hulle sê in werklikheid, gaan weg, ons kan nie nodig nie. Ons is fyn soos ons is. Want hulle weet nie, hulle is op lynreg op pad na ewige hel toe. My vriende, ons moet aanhou bid, ons moet aanhou praat, ons moet aanhou die saad saai. Moenie moeg raak nie. God kan die verandering bring in enige mens hart. Maar ons sal moet weet ook dat hulle gaan ons verwerp. My vriende, ek stap in besighede in. Ek kan dit baie goed onthou, dit is nog voor 94. Dan kom ek by 'n besigheid as die man 'n kerkmens. Dan sê hulle vir my, jy is bietjie te mekaar. Hierdie is die werksplek, gaan soek vir jou 'n kerk. Hier praat ons nie kerk en politiek nie, ons werk hierso. Maar God het die deure oopgemaak. Hy het die deure oopgemaak, ek het elke dag by maatskappye. Elke dag deure oop. Ek jou vertel, al die mense het al honger hier binne. Hulle kan hom maar verwerp. Hulle kan dit maar probeer. Maar hulle stop teen die prikkels. Maar God het die laaste sê. My vriende, hierdie mense van Gadara weet dit nou. Ek wil vertel, hulle skree nou om terug te kom, want hulle het Jesus nou nodig. Maar is te laat, hulle het hom verwerp. Gaan weg. Want ons verloor ons besigheid. Ons verloor ons varke. Jy sien, hulle was liewer vir hulle varklewe as vir Jesus. Is dit nie wat in ons land gebeur nie? Duisende mense het al net soos die heidene geword. Liewer vir hulle varklewe as 'n lewe saam met Jesus. 'n Heilige lewe. Onberispelik vir God en mens. Ons moet terugdraai. Ernstig. Ons mense moet terugdraai. En die enigste manier is wanneer ek en jy sy getuienis maak. Ek wil afsluit. Luister. Toe hierdie besete man met sy hele verstand weer normaal is en Jesus het hom aangeraak, toe stap hy saam met Jesus en die disippels na die skip toe. En toe hy nou wil inklim, toe sê Jesus vir hom, nee. Gaan na jou mense toe en vertel hulle wat met jou gebeur het, dat God vir jou barmhartig was. Dit wat eers ondenkbaar was, dit wat eintlik onbeskryflik is die waarheid gaan vertel het vir hulle. Gaan sê vir hulle. En hy het gegaan na 'n plek met die naam van Decapolis. Decapolis beteken 10 stede. En wie daai man was nooit weer dieselfde nie. Hy het die woord gaan verkondig. Hy het gaan praat tydig en ontydig. Hy het vir die familie en vriende. Hy het vir huis tot huis gegaan en hy het gepraat. Want God het 'n doel gehad met sy lewe. Weet jy dat 32 jaar daarna word die gelowiges vervolg en hulle moet vlug vir hulle lewens. Weet jy waar toe vlug hulle? Decapolis, die 10 stede wat voorberei is
doen jy die werk waarvoor God jou gered het? Is dit werklikheid in jou lewe dat jy daai drang in jou het, dat jy daai begeerte het dat alle mense oral moet bekeer en dat jy die saad saai? Kom my vriende, dit help nie te sê ons is kerk, maar ons kom nie uit by die doel waarvoor God my gered het nie. Hier staan voor jou 'n treinryder. Goddeloos gelewe. Ondenkbaar, dat ek nou vir jou vertel dat baie mense so gedink het, daar's nie 'n manier, daar's geen salf van hom te speel nie, want ek het 'n alkoholist geword en allerlei dinge verkeerd gedoen. Maar Jezus het my kom red, en my kom was in sy kosbare bloed vir 'n doel, en hy roep my vir die arbeidswerk, en ek is nou besig om sy koninkryk te bou in die arbeidswêreld. En ek gee nie om wat die mensdom dink nie. En ek gee nie om wat die regering sê nie. Ek gee nie om wat mense sê. Ek het 'n roeping en ek het my bevele van hom gekry. Ek is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. My vriende, ek wil jou vra vanmôre. As jy na jou lewe kyk, kan jy daaraan dink dat jou redding ondenkbaar is? Dat jy onbeskryflike genade ontvang? En is dit die waarheid van jou lewe? Kan ander daaroor getuig? Jy sien, die Here Jesus is God. Hy het in werklikheid vlees geword en onder ons kom woon. Is ondenkbaar dat 'n heilige God vlees kon word en onder ons kom woon het, tussen sondige, vuil mense, dat hy sy skoon lewe kom oorgee om die volmaakte lam van God aan 'n kruishout te word. En dat hy baie kruishout toe uitroep, my God, waarom het U my verlaat? En het gedoen vir my en jou. Dis eintlik ondenkbaar, maar dis onbeskryflike genade dat hy my straf op hom geneem. Ek verdien dit en hy verdien dit nie. En hy kom aan my vrou. En hy sien kans om my te gebruik. Kan ek jou vra, het jy al by daai punt uitgekom, dat jy besef van die geweldige prys wat hy vir jou betaal? En is dit vir jou werklik ondenkbaar dat hy bereid is om in jou plek te sterf? Dat hy bereid is om na 'n graf toe te gaan. En hy het uit daai graf uit opgestaan en hy lewe. O my vriende, ek weet ek lewe. Hy het my aangeraak en ek het al 'n ontmoeting met hom gehad. Hy het al in die nag by my verskyn toe my geroep het. Hy lewe. Hy het nog iets vertel. Baie jare terug toe gaan ek uit met 'n meisie met die naam van Joey Weppeler. En met haar matriekafskeid, ek was so verlief op daai kind. Maar ek het haar tas gedra van die skool af, jy weet, ek het haar gehelp en met alles, maar ek was so verlief op daai kind, maar ek kon niks anders te dink. As ek op die trein is, dan dink ek net Joey Weppeler, Joey Weppeler. Jy weet, as 'n man was verlief raak, dan doen jy mos dwaase dinge. Maar sy het met haar matriekafskeid, toe vra sy of ek nie van my vriende wil bring nie, want daar's nie veel wat kom nie. Ek bring nie van my vriende. En daar verruil sy my vir een van my vriende. En my hele hart en my hele lewe val in mekaar. En ek dink aan homself moord te pleeg. En ek loop in hom Markstraat af op Pietermaritzburg. My hele gedagte, my hart lê aan my voete en die lewe maak nie meer van my sin nie. Ek sal pad na my woonstel toe, ek gaan selfmoord pleeg. En ek merk
naam van die wegwyser. Ek stap daar en ek kan nie vir verduidelik hoekom ek aangestap het nie. Maar ek koop vir my 'n Bybel, 'n luukse Bybel daai tyd vir R10. Ek het hom nou nog in my besit. Maar toe vir my woonstel kom, maak ek die Bybel oop. Maar ek verstaan nie wat die Bybel sê. Maar ek het nie selfmoord gepleeg. Baie jare daarna kom ek tot bekering. En ek vat daai selfde Bybel, maak hom oop. Ek roep my vrou, ek sê, luister, kom hierso. Iemand die bladsye van die Bybel verander. Maar dit is nie so nie, my oë het oopgegaan. Want hy het my aangeraak, hy lewe. Hy is 'n werklikheid. En hy los jou nooit weer alleen nie. Hy verstoot jou nooit weer nie. Hy onderneem vir sy kinders tot die dag wanneer hy ons kom. En dis baie naby. Hy kom weer. O my vriende, baie mense dink hulle kan nou voorspel wanneer hy gaan kom. Hulle maak die grootste van hulle lewens. Daar stop mense wat sê, nou Januarie begin die groot verdrukking. Ek sê dan jy maar min tyd oor om reg te maak met God, man. Wat jy niemand weet. Niemand. Moenie nou lewens glo wat mense vertel nie. Die duiwel loop rond en hy doen hom voor as 'n engel van die lig. En jy sal nie glo hoeveel kinders van God mislei het, omdat hulle nie in die woord bly. Wat sê hierdie woord? Niemand weet. En hy kom op 'n uur en 'n dag wanneer niemand dit verwag. Soos 'n dief in die dag. Ek weet jy al wakker geword, staan jy ou langs jou bed. Soos 'n dief in die nag. Skielik kom vra vir my. Is jy uit jou ondenkbare omstandighede en uit sy onbeskryflike genade gered? En is dit die waarheid van jou lewe? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek het die woord kom verkondig wat U op my hart gesit. Ek kan nie mense oortuig, maar die Heilige Gees kan. En ek vra asseblief o Heilige Gees, word werksaam in elke persoon. Toets hulle aangaande U woord. Help vir ons om te besef dat ons sit eintlik in ondenkbare omstandighede in die land. En ons het nodig om die onbeskryflike genade van Jesus te beleef. En Here, ons moet in die waarheid wees, want U is die waarheid. Ek vra asseblief dat U elkeen hier in 'n besondere wyse sal aanraak, dat hierdie gemeente van krag tot krag sal gaan, dat die pastoor wat hulle beroep het, dat U salwing swaar op hom sal rus. Here, dat Sunny's Hof nooit weer dieselfde sal wees, want U is hier om die verandering te bring, om nie te maak, skoon te maak, deur die bloed van Christus. Ek bid dat U ons elkeen op so wyse aanraak, dat ons net soos die besetene van Gadara, God se boodskappers sal wees, dwars oor die lengte en die breedte van Sunny's Hof, en verder, dat dit soos 'n veldbrand sal versprei, dwars oor ons land. Here, ons het herlewing nodig, ons het nodig vir 'n vars uitstorting van die Gees. Bid, Here God, vir die Afrikaner volk, wat so ver weg gedwaal het, vasgevang in hierdie drankneste, en vasgevang in hulle sondige wyse van lewens. Ek bid, Here God,
U wat U naam bekend maak, kom maak U naam bekend in U land. Ek vra asseblief, Here, ons het U nodig. Vergewe ons vir die verlede, maak hom herstel ons. Ons land is stikkend, ons land bloei, en ons mense verarm. Ek vra asseblief, kom gryp in, soos die dag van gelofte. Ek bid, Here, dat U dit sal kom doen, dat ons uit die leuns uit sal beweeg, dat ons in die lig sal wees, dat ons getuienis sal word, en dat die wêreld kan glo, dat Jesus lewe. Seën nou hierdie gemeente, met U liefde. Seën hierdie gemeente met U vrede, wat al verstand te bowe gaan. Maar Here, seën hierdie gemeente, met die ywer, om die evangelie te verkondig. Beskerm hulle teen die bose, wat gekom het om te steel en te moord, maar U het gekom om vir ons die lewe te gee, en dit in oorvloed. Laat elkeen die oorvloedige lewe in Christus Jesus beleef. In Jesus naam.